Goeiedag, baie welkom by Sielskos. Ek sê vir julle elkeen baie welkom. So vandag wil ek bietjie uit Numeri 22 vers 21 lees. Toe maak Biliam die môre klaar en saai sy eseling op, en hy het weggedraai saam met die vorste van Moab. Maar die toorn van God het ontvlam omdat dit weggetrek het, en die engel van die Here het gaan staan in die pad as sy teeparty, terwyl hy op die esel ry en twee dienaars by hom was. En die esel het die engel van die Here in die pad sien staan met sy ontblote swaard in sy hand. Daarom het die esel uit die pad uitgedraai en die veld ingeloop. Maar Biliam het die esel geslaan om haar na die pad te stuur. Daarom gaan die engel van die Here in die holpad tussen die wingerde staan en 'n muur diskant en 'n muur anderkant. En toe die esel die engel van die Here sien, druk sy haarself teen die muur en druk ook Biliam se voet teen die muur. Daarom het hy haar weer geslaan, en die engel van die Here het weer verder gegaan en bly staan op 'n nou plek waar geen pad was om regs of links uit te draai. Toe die esel die engel van die Here sien van sy onder Biliam lê, daarop het Biliam baie kwaad geword en die esel met 'n stok geslaan. Maar die Here het die bek van die esel geopen en sy sê vir Biliam, wat het ek jou gedoen, dat jy my nou al 3 maal geslaan het? Daarop antwoord Biliam die esel, omdat jy die spot bedryf het. Was daar net 'n swaard op my hand, dan het ek jou sekerlik doodgemaak. En die esel sê vir Biliam, is ek nie 'n esel waar jy jou lewe lank op gery het tot vandag toe nie? Is dit ooit my gewoonte om so met jou te doen? En dan antwoord Biliam, open die Here die oë van Biliam, sodat hy die engel van die Here in die pad sien staan met sy ontblote swaard in sy hand, baie op sy hand sig neergeval. Dit is nou 'n bietjie 'n lang gedeelte vir Sielskos, maar ek het die hele prentjie vir julle skep. So, dis waarna ons moet kyk. Omstandighede. Partykeer het ons so gefokus op die rigting wat ons wil gaan, waartoe ons wil gaan. So, vandag wil ek nie spesifiek oor Biliam praat nie, ek wil meer oor sy donkie spesifiek praat. Biliam se donkie. Donkie, ja, kan ons kyk na as omstandighede. Omstandighede wat ons frustreer, wat partykeer onmoontlik voel. Dit is partykeer moeilike situasies waar ons nie altyd die plan van die Here verstaan nie, maar die Here probeer ons waarsku en ons luister nie altyd. Ons moet gehoorsaam wees aan sy stem. Die Here moes selfs 'n donkie laat praat vir Biliam om te luister en nie die verkeerde pad te vat. En Biliam was nog steeds kwaad met die donkie. Hy was met verwondering verstaan jy, hy was op baie oomblik kwaad en het laat sy woede en kwaad om beheer in daai oomblik. So ons moet nie dat ons omstandighede, ons seer, ons paaie en goed wat nie altyd ons weggaan nie. Ons moet nie kwaad raak oor nie. Ons moet half die Here se plan en pad vertrou. En die Here moes selfs deur 'n donkie met Biliam praat. So laat die Here toe om vir jou daai weg te wys, om jou te lei waar jy moet gaan en wat jy moet doen. So ja, luister na die Here se stem, luister saggies en wees net rustig by die Here. Moenie altyd net 'n reaksie hê soos wat Biliam gehad het nie. Ek glo die Here het 'n weg en 'n pad met hom gehad. En hy het ook 'n fout op hom gemaak, net soos elkeen van ons. So ek wil net hierdie kort gedagte met julle deel en julle moet 'n mooi dag hê. Groete julle.